elke knie sal buig, elke mond getuig, dat U die Here. Maar ja, kom ek bid vir ons en dan kan ons lekker saam sing en dan sal Richard voortgaan in die boodskap vir ons. Ons Here Jesus Christus, so voorreg om hier by mekaar te kom en om hier by mekaar te kom as medegelowiges en net om een doel en dit is om vir U groot te maak. Dankie vir wie U is, Here Jesus. Dankie dat U ons alles is. Dat U ons werklikheid is van ons alledaagse lewens. Here Jesus, ons hoor elke dag van so baie goed wat gebeur rondom ons. Maar ons het die vaste vertroue en wete dat U ons Here Jesus is, dat U ons Here is, dat U die een is na wie ons toe kan kom en enige tyd, enige krisis, enige ding wat ons aanraak, Here, dan kan ons na U toe kom, want ons ken U, ons ken U hart. Here, ek wil vra dat U vir ons vanaand sal seën in die woord wat ons gaan kry, dat U vir ons sal voed met dit wat uit die woord uitkom. Ek vra Here dat U vir Richard sal seën in die boodskap wat Hy ons gaan gee, en dat ons meer en meer gevul kan word met U werklikheid en U heerlikheid. En ons loof U daarvoor, Here Jesus. In Jesus naam, amen. Daar sy. Goeienaand almal. Ja, het julle gesien toe julle instap? Die spesiale ontvangs hier by die voordeur? Het julle dit gesien? Ja. Die twee dames wat vir ons sangboekies uitgedeel het? Sien. Ons is hoogs beïndruk. Ja, maar dit is am spesiaal, hè? Dit is am spesiaal. Baie dankie julle twee, hoor. Al die ooms en tannies wonder of julle dit weer sal wil doen volgende keer. Goed, ja, ek en Pippa het gister klaargemaak met IFJJ nommer 32. En dit was 'n besondere week. Dit was regtig kosbaar. Ek het dit so waardeer. Daar was 'n predikant, daar was twee predikante in die groepie. Gesels met die een, hy sê so 'n kosbare ding. Hy sê hy moet nou teruggaan en vir die bedieningsspan en die ouderlinge om vergifnis vra. Hy sê hy het nou onlangs 'n hele reeks gepreek van 6, 7 of 8 preke oor die Heilige Gees. En hy het nie een keer na Jesus verwys nie. En hy besef nou, hoe verkeerd dit, weet hoe. Nou dink ek, nee, dat Jesus het self doen. Ja. Die gebed om te sê, Here, mag ek nie neffens U verbyloop nie. Mag ek U nie mis nie. Mag ek U asseblief sien. Maak asseblief my oë oop. Hy sê hom wil maar, nou, hy sê, Johannes het blykbaar 102 jaar oud geword, die disipel. En hy skryf in sy sendbriewe, as ons Jesus sien, dan gaan ons hom ken soos hy is. Selfs op 102 weet Johannes, hy het nog baie om te leer oor Jesus. Nee, is dit nie lieflik nie? Daar is net nooit 'n boring plek met Jesus nie. Hou jou oë op hom en soek hom. Laat jou hart honger wees, en wanneer jy hom sien van aangesig tot aangesig, dan graduate jy. Maar die avontuur is van nou af tot dan, leer ons hom ken, wie is hy? So ek wil vanaand met julle 'n skrifgie lees wat nou nie in Psalm is nie. Nee, ons was laas in Psalm, dink ek, ons het tot by Psalm 4 gekom, maar ek wil graag vanaand iets anders te doen, ietsie in die Nuwe Testament vir julle lees, uit 'n geskiedenisboek, die geskiedenis van die apostels. Weet julle wat se boek is dit? Dis Handelinge. Wil hê julle moet ietsie daar gaan kyk. 'n Skrifgedeelte wat julle waarskynlik baie, baie goed ken. Nou gaan ek sommer net nou al sê, ek het in my hart 'n baie wat my betref, 'n innige en spesiale woord vir elkeen wat hier sit vanaand.
wat al so lank saam met ons kom, hier in die woordskool. Vir elkeen wat deel geword het van ons gemeenskap deur die kamera. Nee, mense wat ons waarskynlik meeste van hulle nooit sal ontmoet nie, maar hulle sit elke maandag aand hier saam met ons en voel deel van ons. Mense wat die IFJJ bygewoon het, soos hierdie laaste groep wat nou net hier was. As ek so na julle gesigte kyk en aan julle dink, dan sien ek iets raak wat vir my verskriklik innig en spesiaal is, en ek wil dit vir julle sê vanaand, wat dit is. Maar as aanloop tot dit, wat ek wil sê, want wat ek wil sê is eintlik vreeslik eenvoudig, maar ek wil jou hart voorberei daarvoor, dat jy dit regtig kan vat, as ek dit sê, wil ek eers met iets lees in Handelinge. Dit is Handelinge 9, en dis die bekende gedeelte waar Saulus, of soos ons hom ken, Paulus, tot bekering kom. So ek wil net daai storieetjie lees, ons ken dit mos nou goed, nee. So dit begin in vers 1, klink dit so, 53 vertaling, sê dit so. Maar Saulus, wat nog dreiging en moord geblaas het, teen die disippels van die Here, het na die hoofpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense sou vind, wat van die weg was, manne sowel as vroue, heilig geboeid na Jerusalem kon bring. En toe hy op sy reis was naby Damaskus, omstraal hom skielike lig van die hemel af. En hy val op die grond en hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is u, Here? En die Here antwoord, ek is Jesus, wat jy vervolg. Dis hard vir jou om teen die prikkels te skop. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil jy hê moet ek doen? En die Here antwoord hom, staan op en gaan na die stad, en dit sal jou gesê word, wat jy moet doen. En die manne wat saam met hom op die pad was, het sprakeloos gestaan, terwyl hulle wel die stem hoor, maar niemand sien nie. Toe staan Saulus van die grond af op, en alhoewel sy oë oop was, het hy niemand gesien nie. En hulle het hom aan die hand gelei, en in Damaskus ingebring. En 3 dae lank het hy niks gesien nie, en niks geëet of gedrink nie. Wat beteken, hy moes baie naby aan totale dehydrasie gewees het, hè? Papa, 3 dae sonder water. So hy was nie in 'n goeie toestand nie. Nee. Vers 10, en daar was 'n disipel in Damaskus met die naam van Ananias. En die Here het vir hom in 'n gesig gesê, Ananias. En hy antwoord, hier is ek, Here. Toe sê die Here vir hom, staan op, hy gaan na die straat wat genoem word, Reguitstraat, en vra in die huis van Judas na 'n man met die naam van Saulus van Tarsus, want kyk, hy bid. En hy, nou vertel Jesus vir Ananias, wat het Saulus in 'n gesig gesien, hoor nou hierso, Jesus vertel van Ananias, iets wat hy vir Paulus gewys het. Toe sê hy sê Jesus, gaan aan, vers 12, het in 'n gesig 'n man met die naam van Ananias sien inkom, en hom die hand oplê, sodat hy weer kon sien. Vertel Jesus van Ananias. Maar Ananias antwoord, Here, ek dink dis 'n ambush. Dis die nuwe lewende vertaling. En sê, maar Ananias antwoord, Here, ek het van baie mense aangaande hierdie man gehoor, hoeveel kwaad hy u heiliges in Jerusalem aangedoen het. En hy het hier volmag van die owerpriesters om almal te boei wat u naam aanroep. Maar die Here sê vir hom, gaan, want hy is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam te dra voor nasies en konings en die kinders van Israel. Want ek sal hom toon hoeveel hy vir my naam moet ly. En Ananias het gegaan en in die huis gekom en hom die hande opgelê en gesê, Saul, broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het, op die pad waarmee jy gekom het, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul word. En dadelik het daar iets so skille van sy oë afgeval, en hy kon onmiddellik weer sien, en hy het opgestaan en is gedoop. En nadat hy voedsel gebruik het, het hy weer sterk geword,
En Saulus was 'n paar dae saam met die disippels in Damaskus. Laaste vers, volgende 1:20. En hy het dadelik Christus in die sinagoges verkondig dat hy die seun van God is. Nou, dis die bekende storie. Nee, as ek net so vinnig net 'n paar goed uithaal uit hierdie storie, dat jy dit verstaan. Hier het ons 'n man wat al sy ducks in a row het. Sy lewe is uitgewerk. Hy is al geskool in die rigting waarin hy nou spesialiseer vandat hy 'n jong seun was. Hy is uitgekies deur befaamde, hoogs intelligente manne. Hulle het hom gesien tussen die ander seuns, jong seuns, en het hom uitgekies om hom spesialisopleiding te gee as 'n fariseer. Baie slim seentjie, slim man. Dis nou die een mossie. Nee, hoe sê hulle altyd, elke ouer dink sy mossie is 'n kanarie, maar hierdie was nou 'n kanarie. Hy was 'n slim kerel. En hy word groot in sy lewe, en soos wat hy die een, kom ons sê nou maar kurwe behaal, nee, by elke nuwe mylpaal waar hy in sy lewe kom, elke nuwe prestasie wat hy bereik, elke plafon waardeur hy breek in sy loopbaan, nee, raak al meer mense van hom bewus en besef, maar hierdie ouens met ons oog op hierdie ou, hier kan nog groot dinge met hierdie jong man gebeur vorentoe. Hy is nog 'n jong man, maar as hy net so aangaan, sal hy in die hoogste rade nog land, en waarskynlik 'n geweldige invloed op die land vorentoe kan hê, nee, en op die mense. Hier is hy. En hy het ook geen probleem om sy ywer uit te leef nie. So hy leef sy ywer uit teen die sekte van die weg, wat hy voel is heeltemal teen die God van Israel, die tradisies en die godsdienste van die Jode. En dis hierdie mense wat sê dat Jesus die Messias is, en die Here is, en hy leef hom uit. Hy kry toestemmingsbriewe van die absolute hoogste gesag, top echelon van mag in Israel. Behalwe die koning, kry hy van die hoëpriester, die ontsaglike invloed in die land, het spesiale toestemmingsbriewe, sertifikate, om hom magte te verleen, om na sekere plekke toe te gaan en mense te arresteer, uit hulle huise uit te bring, geboeid Jerusalem toe, sodat hulle verhoor kan word vir hulle ketterye, godsdienstig verhoor word. En dit gee hierdie man 'n geweldige magte. En hy het dit uitgeoefen ook. En ons weet dit, hy het dit gedoen. Toe is dit nou die verhaal wat ons nou lees. Nou dat baie dinge in Saul se lewe gebeur, nee. Hy was by toe hulle Stefanus doodgooi met klippe. Hy het die klere opgepas. Maar toe ek lees nou daai vers en dink ek, ja, hulle daai jare maar ook probleme met diefstal gehad. Want ek trek nou my leerbaadjie uit om daai ou met 'n klip te gooi, as ek terugkom is my baadjie weg. Nou kry hulle ou om dit op te pas. Staan jy nou hier? Pas hy nou op en hy keer goed wat daar gebeur met Stefanus. Hulle gooi hom dood met klippe. Nee, vreeslike, aaklige manier om te sterwe. So hier is hy. Iets gebeur, lig tref hom, boem, val van sy perd af, dink ek. Staan nie daar nie, maar ek reken nou maar. Want ek kan my beswaarlik dink dat Saul Damaskus toe te voet gegaan het. Of met 'n donkie. Want daar's min dinge daar's nou, 'n donkie sê net nie fierce soos 'n perd nie. Verstaan, jy kom nie met 'n donkie aan en sê jy's John Wayne nie. Jy kom met 'n perd. Maar nietemin, maak nou nie saak nie. Hy val op die grond en hy weet net, hy het met iemand te doen, ver groter as hy. So hy vra, wie is die Here? En die persoon ken hom by name en sê vir hom, Saul. Nou ek wil ietsie sê oor Saul. Nee, en ek is seker dit was die toon. Ek sal julle nou sê hoekom. Jesus sê vir Saul, Saul.
Ek weet dis die toon, want Psalm 2 sê, dit is die toon. Psalm 2 sê, hulle rebelleer teen die koning en teen die Here en sy gesalfde, en sê, laat ons hulle bande van ons afruk, hy wat in die hemel woon, lag. Die Here spot met hulle. Hier staan Jesus voor Saul, wat dink hy so fantasties, en so wonderlik, en skielik besef Saul, hy is niks nie. Saulus, né? Saulus. En Jesus sê, Saul, wat maak jy? Wat maak jy? P.S. Here, sê ek is Jesus wat jy vervolg. En Saulus sê 'n interessante ding, hy's daar in hierdie oortuiging van Jesus en hy sê, wat wil u hê, Here, moet ek doen? Nou, daai woorde sê vir jou, dat iets het in Saulus of Paulus se hart gebeur, drasties. En dit wat gebeur het, Saulus het verstaan, hy staan voor die Here, en hy het hom oorgegee aan die Here, en vra, wat wil jy moet ek doen? Sê vir my wat moet ek doen en ek doen het. Hy weet. En Jesus sê vir hom, ietsie klein. Jesus sê nie vir hom, trek China toe nie. Hy sê vir hom, gaan Reguitstraat toe. Ons toe, maar hy is nou blind, so mense moet hom vat. Nou, hy sê, gaan en wag daar. Is al wat Jesus vir hom sê, gaan en wag daar. Hy doen dit. Hy gaan en hy wag daar. Hier gebeur goed met Paulus, wat hy in sy dag des lewens, nie vergeet nog, van gedink het hy gaan het beleef, wat hy in sy dag des lewens nie geweet het bestaan nie. Hy ontmoet Jesus in sy krag en heerlikheid, en daar begin sy hele lewe verander. Hy gee hom oor, wat wil u hê, Here, moet ek doen? Wat wil u hê, moet ek doen? En Jesus sê, dis wat ek wil hê, moet doen, gaan na daai straat toe. Daar is nie nog verdere bespreking nie, vat hom aan die hand, sê Reguitstraat, die gat hulle, Reguitstraat toe, waar dit nou ook al was. Maar ek dink daai jare was die strate se name net soveel eenvoudiger. Daar was Kromstraat, daar was 'n straat wat draai na regs en 'n straat na links en reguit, dit is so maklik. Nee, as die strate wat ons nou het, maar hulle het Reguitstraat, en hy gaan so en hy wag daar, en hy bid. Natuurlik sal hy bid, want Paulus besef skielik, o my liewe loofin, wat het ek nou net belewe, wat het ek nou net gesien, ek het die Here gesien, ek het Jahwe gesien in Hebreëus, ek het die Here gesien, en ek was die hele tyd teen hom, ek dink net, dit moes in sy gemoed gewees het, ek het sy mense, het ek vervolg en in die tronk gegooi en goedgekeer, dat hulle doodgemaak word, dink net die wroeging hier in sy hart, en hy is besig om te bid, en hy bid, en wat bid hy, ons weet nie, maar ons kan indink, wat sou jy gebid het, as dit jy was, nee, en hy bid, en hy bid, ek weet nie, miskien sê, ag, Here Jesus, vergewe my, jy weet, wat ook al, hy giet sy hart uit, en hy is besig om te bid, wat wil jy met my lewe maak, net wat jy wil, Here, Jesus is reg met my, hy kry 'n visioen van 'n man wat hom gaan kom kuier, en die gaan van manne oplê, en dan gaan hy kan sien, want hy kan nie nou sien nie, hoor hy, vertel Jesus vir hom, wys dit vir hom, dit gebeur net so, daar val die skille van sy hoof, hy sien weer, die ou wat hy vervolg 3 dae terug, druk hom nou, hulle druk mekaar, hulle is nou skielik broers en familie, en hulle eet iets lekker, en die volgende dag, nee, of so 'n paar dae later, hy bly eers dan, hulle praat met hom, Saulus, vertel ons wat in jou, hy vertel sy getuienis, vertel hy hoe hy op die perd was, en hy is net so in die lig, en die dit, wat sien jy, en hoe sien jy, wat sê hy vir jou, en hoe het hy gelyk, hy sê, wow, ek was blind van sy heerlikheid, ek kon niks verder sien nie, werklik, en toe, nie vertel Ananias, en toe, is ek besig om te bid, en toe, jong, en hulle vertel, en toe, en hulle sê, en die ouens gaan, dankie Here Jesus, dat u so kragtig is, dat selfs 'n milie soos Paulus kan tot bekering kom. Ons is bang vir hom, en ons het weggekry, gewonder, wat gaan van ons word, en toe het ons gehoor, hy is op pad hiernatoe, en daar gebeur die onverwagte, hy loop in Jesus vas, en boem, draai hy op 'n 5 cent, hy is nie meer dieselfde ou nie,
Nie eers naaste by dieselfde nie. Hy het nie stadig gedraai nie, dit is so skielik. En hy kuier daar by hulle en hulle bid saam en hy vertel vir hulle, vertel bietjie vir my van julle tyd saam met Jesus. Was jy nie saam met hom? Ja, vertel my van hom in die bediening en hulle vertel in sy siel, drink dit in en hy hoor die woorde van Jesus en dit is net vir hom geweldig in sy hart. En hy gaan sommer die eerste geleentheid wat hy kry, stap hy sinagoge toe en hy stap daar in en hy begin sommer preek. Hy preek sommer uit die skrifte, hy gebruik Genesis tot Maleagi om vir die mense te wys dat Jesus die Christus is. Sou Paulus in sy dag des lewens kon droom dat sy lewe gaan hierdie wending neem wat dit nou neem? Dink gou net vir 'n oomblik. Daai jong seentjie wat geïdentifiseer is deur die slim oomies, daar's 'n kandidaat. En toe stadig geskool is, totdat hy later sy B-graad en M-graad en doktoraal gekry het in teologie, en hy's hier, is hy besig om in die akademie in te gaan, en die politiek, godsdienstige politiek van Israel, sou hy ooit in sy lewe kon droom, dat hy gaan hierdie wending neem? Nee. En die avonture wat hy gaan meemaak, nie almal van hulle lekker nie. Hoeveel keer hulle hom pak gegee het. Hoe hy in 'n skip gery, dan sink die skip. Dan pik 'n slang hom as hy 4 hout bymekaar maak. Dan doen hy dit, dan is hy in die tronk, dan is hy hier in Filippi, dan sing hy in Silas daar in die tronk, dan is daar 'n massiewe aardbewing, die tronkbewaarder skrik vir hom ijskoud, wil homself doodmaak. Paulus sê, maar nee, dit doen nie, is almal hier, wat moet ek doen, meneer, om gered te word? Dis wat jy moet doen, kom julle, kom saam met my huis toe. Volgende oomblik kom die tronkbewaarder en die 2 gevangenes by die huis aan. En daar kom sy hele gesin en hy beleef al hierdie dinge. Gemeentes wat begin in Thessalonika, in Galasië, in Kolosse, in Efese, in Filippi, in Korinthe. En hy beleef die werking van die Gees van God op 'n manier wat hierdie jong man, toe hy geïdentifiseer is deur die slim manne in Jerusalem as 'n kandidaat vir hierdie baie uitgeleese groepie mense, en hulle het 'n visie en 'n plan vir sy lewe, en hy is so gevlei, dat hy gereken word onder hulle, sou hy ooit kon dink, dat sy lewe so draai sou maak, en in so 'n rigting sou gaan, en die avonture belewe, met die lewende Gees van Christus in hom, en sien hoe mense tot bekering kom, en verrotte, stikkende lewens heel word, besete mense bevry word, mense se oë oopgaan, fisies en geestelik, tot hy in die keiser se huis is, tot die mees berigte praetorium, dink ek het hulle genoem, die spesiale magte van die keiser, die leiwagte, tot hulle tot bekering kom. Geweldige ding, hy sou dit nooit kon belewe nie. En toe die laaste dag, toe hy in Rome met die koppie uitstap, met die soldaat langs hom in die swaard, en hulle gaan hom nou teregstel. Hy het ook nie gedink sy lewe sal so eindig nie. En hy stap daar uit en hy sê, ek het die wedloop voltooi, ek het die stryd gestry, en ek het oorwin. En hulle sê kniel en hy kniel. En hy kyk op na die hemel en hy bid. En hy sê ietsie soos, nog net 'n paar sekondes, Here, dan sien ek U van aangesig tot aangesig. Sou hy ooit kon dink, dat dis waar sy lewe gaan draai. Dis 2000 jaar later, in die gemeenskapsaaltjie genoemde Wetsaal, in Roosstraat in Onrusrivier, sit postmoderne mense, en noem nog steeds sy naam, en vertel sy storie. Crazy bones. Ek dink aan my en Pippa se lewe. Is nie naaste by so vleurvol soos Paulus en maar dieselfde is daar ook. Ek dink hierdie week wat verby is, het ek baie daaraan gedink. Ek dink hoe buitengewoon het ons lewens uitgedraai.
Sou ons ooit kon dink, as ek in 'n tydmasjien teruggaan en met 22-jarige Rickert kan praat, en saam met hom gaan milkshake drink ernstig, en hy my so kyk en sê, jong, het ons al ontmoet? En ek moet sê, ek vir hierdie 22-jarige man, as ek hom kon sien, sou hy ooit dink, dat as hy aan Jesus vashou, dan gaan hy sy lewe die wending neem wat dit neem. Gaan hy trou met wie hy getrou het, gaan hy bly waar hy gebly het, gaan hy ontmoet wie hy ontmoet en sien wat hy gesien het, beleef wat hy beleef het, en hier staan vanaand, was dit deel van my prentjie, nooit nie. En ek dink net, maar ek kan my nie dit indink nie, Paulus kon nie gaan sit en vooruit sy loopbaan saam met Jesus beplan, asof jy by 'n voorligter sit, en nou, jy weet, kyk wat sy hoogtes jy wil bereik nie. Al wat Paulus doen is, hou aan Jesus vas, vergeet waarheen dit lei, hou net aan hom vas, hy sal jou self neem. En ek dink, ja, ons het dieselfde les moes leer, vergeet waarheen die paadjie jou vat, hou jy net aan Jesus vas, hy vat jou self waarheen dit moet gaan, maar kan jou waarborg, dis nie waar jy dink nie. Dis 'n avontuur wat jy nie kan indink nie. Nou kyk ek na die mense wat na die IFJJ toe kom vandag, of hierdie week wat verby is, en ons het hierdie fellowship met hulle wat ons het, en ek kyk hulle so, en ek dink, wie hulle was, is een ding. Miskien sit daar 'n senior ingenieur van 'n baie groot maatskappy, en 'n direkteur van 'n paar maatskappye, en 'n CEO, en 'n prokureur, en miskien 'n oud regter, en jy weet mense wat hulle was, maar kan jy verstaan, dat as jy aan Jesus vasgryp, dat hy jou geneem waar jy nie kon droom om te wees nie. Al is jy 70 of 75 of 80. Dat die Here Jesus jou op 'n avontuur vat. Hy is die een wat werk, en hy vat jou saam met hom as medereisiger, en wys vir jou die wonders van God se koninkryk, wat jy nie op 'n stoel kan sit en uitdink nie. Selfs deur die krisisse waardeur jy gaan, waar krisisse in die verlede jou plat slaan en dreig om jou te stroop van jou lewe en jou ambisies wat jy het. Nou kan ek selfs binne in my krisisse die heerlikheid van Jesus sien en beleef hoe hy my daar uithaal. En ek aan die ander kant deurkom en nog steeds sê, uit hierdie almal het die Here my verlos. Is dit nie lieflik nie? En selfs al lei hy jou op teen 'n koppie, waar hy jou teregstel, stap jy daar uit, en is die woorde in jou mond, ek het die goeie stryd gestry, ek het oorwin. Nou, die spesiale iets wat ek vir julle wil sê, is, ek kyk na julle, en ek besef, dieselfde Jesus, wat vir Paulus ontmoet het op Damaskus, dieselfde Jesus, wat met die mense stap reg deur die eeue, met die bekende name wat ons lees in die Bybel, is dieselfde Jesus, wat nou al vir die laaste paar jaar met jou besig is. En hy wil jou vat op 'n avontuur, maar dis syne. Dis nie een wat jy sit op 'n klip en uitdink vooruit nie. Dis nie naaste by wat jy jou kan indink hoe dit gaan wees nie. Want wat jy ook al gaan dink, sal waarskynlik ver te kort skiet. Dis Jesus wat sê, ek wil nie hê jy moet bekommerd wees oor wat lê voor nie. Ek wil net hê, jy moet my vasgryp. Ek sal jou vat. Ek is 'n spesialis in dit. Hier is mense wat hier sit, miskien en wonder, ek het my hele lewe spandeer, en hier is ek nou op Hermanus of Onrus, en wat nou volgende? Wat is nou die hoofstuk van my lewe? Wat nou volgende? Nou wil ek vir jou sê, dis een vraag wat net Jesus kan antwoord. Hy is die spesialis wat presies weet wat volgende. Hy mag dalk ietsie eenvoudig vir jou sê, soos, gaan na Reguitstraat.
Ietsie eenvoudig. Dis nie spectacular nie. Dis nie gaan hou 'n sending uitreik op die keiser se grasperk nie. Dis ietsie eenvoudig, soos gaan net soontoe, of ietsie eenvoudig, wat hy vir jou gee om te doen, en hier is die wonderlike ding daarvan, reageer net op wat hy sê. Hoe eenvoudig, en gestroop van enige heerlikheid dit mag lyk, doen dit. Net eenvoudig, een ding op 'n slag. Jezus sê nie vir Paulus 12 goed vooruit nie. Hy sê net vir hom een, gaan en wag. En Paulus gaan en hy wag, min wetende, wat daardie aksie van hom vorentoe gaan beteken. Net daai klein aksie, van gaan en wag. En ek besef in my eie lewe is dit presies net so. Nou luister ons die liedjie, en ek is so jammer, ons kan dit hier speel nie, maar julle ken dit ook. Die liedjie sê, ons word geleer, build a name for yourself, build a legacy, until I discovered, sing die ou nou, dis nou my eie woorde, that the only name worth to remember is Jesus. En dan sing die liedjie, mag alles in my lewe, elke minuut, alles wat ek doen, die aandag op hom vestig. En dat wanneer ek nie meer daar is nie, niemand my naam meer onthou nie, maar syne. En ek dink die avontuur van 'n lewe, om op daai punt, by Jesus te kom, en te hoor hoe hy sê, my goeie en getroue diensknegt. Nou kan ek net dink, eerste woorde van Jesus vir Saulus was Saul. Maar die woorde wat hy hoor, nadat hy gekniel het op die koppie in Rome, en die soldaat se swaard op hom afgekom het, die woorde wat Jesus toesê, was nie meer dit nie. Miskien het Jesus sy naam gesê, maar dit was iets soos, Saul! Halleluja! En hulle omhels mekaar. Paulus en sy Here, die avontuur op aarde is verby. Die avontuur vir die ewigheid het begin. Jesus het regtig dit vir jou beplan. Dit is nie iets wat ek op jou lê nie, ek beloof jou niks nie, ek sê net, as jy waag om te sê, hier is ek Here, wat wil jy hê moet ek doen, sal jy nie droom oor waarheen Jesus jou vat nie. Dit is 'n feit. En dis vir my 'n wonderlike ding, hoe mense se lewens verander, en jy dit van naby kan sien, hè, soos Jesus werk. Mag jy wat op die kamera kyk, en jy wat hier sit vanaand, en ek wat hier staan, dis ons kreet, wat wil jy hê, Here, moet ek doen? Hier is ek. Ek is nie te oud, of te swak, of te jonk, of te arm. Niks van daai tel nie. Wat tel, is my hart, en my Here. Dis wat tel. Kom ons bid saam. Here Jesus, dankie vir die kosbare bediening in my lewe, wat U deur die lewens van gehoorsame mense al na my toe laat kom het. Mense wat gesê het, hier is ek Here, wat wil jy moet ek doen, en dan laat U hulle paie en myne kruis, en ek kan beleef op daai manier U genade, en U waarheid, en U lig, en U liefde. Wat 'n voorreg is dit nie vir my nie, om te kan terugkyk, en sien, hoe aktief U in my lewe is, ook deur die lewens van mense, wat bereid is om te stap, waar U sê hulle moet. Daarom wil ons vanaand ook voor U kom staan, hierdie hele saal van ons, die hele gemeenskap, die wat deur die video kyk, en hierdie saal, om te kan sê, Here Jesus, ek spandeer al dalk my hele lewe lank, om vir myself uit te kerf, 'n suksesvolle lewe. En hoe nader ek aan my einde kom, hoe meer besef ek, hoe onsuksesvol was ek. Maar om voor U te kan staan en sê, hier is ek Here,
Wat wil U hê moet ek doen? Wat dit ook al is. Hoe eenvoudig dit ook al is. Dis nie te eenvoudig vir my nie. Wat dit ook al is. Hier is ek, Here. Dankie, Here Jesus, dat U bereid is om elkeen van ons te gebruik. Elkeen van ons. Op 'n avontuur waarvan U die avontuurmeester is. U die leier is. Om aan ons te wys, nie net die heerlikhede van die koninkryk, maar die onbeskryflike krag en waarheid van ons Here Jesus Christus. Ek bid, Here Jesus, dat almal wat hier is, ek insluitende, dat ons voortdurend ons harte voor U sal buig, om te sê, hier is ek, Here. Wat wil U met my maak? Wat wil U hê moet ek doen? Dat ons U helder en duidelik sal hoor, dat ons harte bereid sal wees om te luister, en ons knieë om te buig, om aan U onderdanig te wees, in wat U ook al sê. Dankie vir U bediening in ons. In Jesus se naam. Amen. En elke knie sal buig, elke mond